totdat jy desperaat raak, sal jy sy heerlikheid nie ondervind nie. Kom ek vertel julle van ek en die kameraman se ondervinding by die Blou Bulle eendag. Ek is 'n Blou Bulle ondersteuner, want ek hou daarvan om by mense te wees wat die Here dien. Okay. Wie's Blou Bulle? Sê net gou. Dankie. Daar sê ek was reg, Laurens. Maar okay. Ek en Struis gaan eendag 'n paar jaar terug, nou soos daar by die Blou Bulle. Sit ons. Hy is 'n WP, hy wil nie saam nie, maar hy sit hier langs van my. Hy sê vir my, dit voel vir hom of hy in 'n boeddhiste tempel is. Voel dit vir hom. Julle moet toch smile, julle sit 'n mens verskriklik af as julle nie smile, hoor, ek sê maar net. Al hou julle nie van die grappie. Hy sê dit voel vir hom of hy in 'n boeddhiste tempel sit. Ek gaan vir jou gryp. Maar okay, dankie. Nou kan ek nie die ding eers klaar vertel nie, maar in elk geval, ek hou van studente wat vriendelik is. En hierdie meisies wat so sing by die Blou Bulle. Nou staan hulle sing hulle die 10 of 12. Nee, hulle dans of wat hulle doen. Nou moet ek preek die volgende oggend. Nou dans hulle hier voor ons, nou kyk ek hy kant toe. Dan kyk ek weer sound toe. En ek bid hardop, ek sê, Here, vat hierdie klomp weg. Wat hier voor my. Struis was nog nie getroud nie, Lindy. Of ek weet ook nie. Maar hy sê, nee, Here moet hulle nie wegvat. Ek kyk nog, hierdie man. so asseblief. Maar okay, Lindy, dit was nou voor die troue, hoor jy. Môre almal, welkom almal. Die klomp is op vakansie en ons hoor niks van die meeste wat op vakansie is nie. Dit laat 'n mens kriewelerig raak en bekommernis kry. Want as jy omgee vir iemand, dan bid jy eers vir hom en dan bekommer jy jou. Het jy my gehoor? Jy bekommer nie eers oor iemand, jy bid eers vir die persoon en dan bekommer jy jou. Now, from America, good morning. You are so welcome this morning here. Once every 9 months, you come to this place, and I'm very glad that you are here again from America. Good morning. Sir, must I preach the whole sermon in English, or will it be okay in Afrikaans? Ek het vanoggend kom. Julle is vanoggend 'n klomp snaakse mense hier. Maar ek gaan julle nou in die gang kry. Prys die Here. Prys sy heilige naam. Tian, net so 'n bietjie groet. Jy sê, ek is bly jy het brille op. Want hierdie klomp bly nonsens praat. En ek sê, ek stem nie met hulle saam nie. Ek stem saam met jou. Jy was in 'n swembad, kloor, die vorige dag ook kloor, dan raak 'n mens se oë rooi. En wat sien die klomp wat so judge vir jou? In oordeel, Dagga, Mariana, Dagga. Ag, hulle is 'n klomp oordeellis, hoor jy Tian? Kom vat so. Vat net so. Dat hulle maar oordeel, ek weet, is nie die swembad kloor, dis reg, dankie, sit. Goeiemôre Rikus. Wil jy nie, kom sit nie, jy is so welkom hier, hoor. Jy is baie welkom, hoor jy Rikus? Okay, nou ja, ons gaan nou die eerste sarsie het, ons gaan net so 8 minute, 7 minute na iets kyk, maar ek wil jy moet net kyk hier. Dit is hoekom ons God se teenwoordigheid nooit kry nie, want ons bly toeskouers. Ons bly toeskouers. Ons moet 'n slag in die game inkom. Dis hoekom julle WP nooit iets wen nie. Want julle kom nie in die game in nie. Verstaan? Kom in die game in. Wanneer ek hierdie YouTube ding speel, moet dit nie maar net vat as nog 'n YouTube ding. Sê die woorde saam, maak dit jou eie, lees dit, en kyk wat God vir jou doen. Nou ja, daarna gaan ons worship hê. Ons gaan nie 'n program uitsit nie, die Heilige Gees gaan praat, dan gaan Jaco Senior 'n bietjie vir ons net vertel van sy wedervarings
waar hy travel, want ons weet nie meer waar is hy nie. En dan gaan ek met julle praat, en ek gaan seker die volgende weke en maande met julle praat, oor his presence. Want ek haak nou daar vas, en ek wil daar vashaak. Ek het gisteraand, en hierdie is nie 'n joke nie, regtig gesit, nou gaan party weer sê, kry nou klaar en dood, ek gaan hemel toe. Nee, Stella. Maar gisteraand sit ek so, en ek begin voel, maar ek wonder as dit hoe mense voel voor hulle vertrek. Ek is heel rustig, maar ek sit te bid, en ek bly bid oor sy presence, die hele week, en laas week. En ek begin later elke 10 minute, dit was eers elke uur, later time, ek sien later elke 2 minute, dan is hier iets, wat verskriklik hier, maar ek seer het, en ek weet, ek gaan vertrek, en ek gryp, letterlik, ek lieg nie nou vir julle, die foon, en ek maak gou, julle sal sien daar een Facebook inskryf, ek is baie lief vir julle almal, dien die Here, en ek, terwyl ek alpad, ek dink ek gaan dit nie maak nie, tot aan die einde nie, dan gaan ek vertrek, ek sê, Here, kan ek hom net tot aan die einde maak, asseblief, en vanoggend toe ek op die skaal klim, toe kom ek agter, wat is die benoudheid, 8 kilogram wat ek bygesit het die laaste maand, so, dit was toe nie dat ek sou vertrek het gisterand nie, ok, maar prys die Here, maar wees gereed om enige oomblik te vertrek, moenie aan jouself dink nie, dink aan 'n ander een wat jy nog by God kan uitkry voordat jy vertrek, hierdie is genuine, is nie 'n grap wat ek maak nie, jy het dit gevoel, ek het uitverstel en gevra iets, want ek dink ek gaan haar nou nie ontstig nie, want dan word die kinders weer gebel, en dan is ek nou net weer eet ek hospitaal kos, en ek gaan nie dit doen nie, dan klim ek nog groter, my gewig, en Stefan kom toe al van die hospitaal, nee, hy is toe op pad, ek kan nie nou nog een hospitaal toe ry, sommer van dit, Vader, dankie dat Sean gesond word, dankie, ons kanselleer elke werke van Satan, dis Satan wat mense vrot maak, seer maak, ons sny sy werke af in Jesus naam, amen, ek gaan nou kyk, en ek gaan ontvang, as jy nie wil ontvang nie, jou saak. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ, lifting my voice in surrender. Lord, I know that without holiness, no one will see the Lord. So I cry out today, sanctify me, Lord. Purify my heart. Cleanse my mind and set me apart for your glory. Lord Jesus prayed in John 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Father, let your word wash me, shape me, and transform me daily. Remove every impurity from my life. Separate me from the things of this world that try to defile my soul. Make me holy as you are holy. Father, I surrender my body to you. As your word says in Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Take my hands, my feet, my eyes, my mouth, my mind. Let every part of me bring glory to your name. Holy Spirit, sanctify me from within. Burn away every desire that is not of God. Break every chain of sin, every addiction, every weakness, and make me a vessel fit for the Master's use. Lord, refine me like gold and silver, until only Christ is seen in me. Ek soek heel week skrifte. Daar's baie skrifte oor his presence, oor sy teenwoordigheid. Maar ek soek 'n preek. 'n preek kom nie. 'n preek kom nie. Ek sê later, die Here praat met my. Hoe kan ek u teenwoordigheid kry? Hoe kan ek aan die mense oordra u teenwoordigheid? En hierdie kan ek sê, het God met my gepraat. Hy sê, jy preek nie my teenwoordigheid nie. Jy preek nie, hoe kry jy my teenwoordigheid nie? Ek kan 'n paar goed noem, mention.
Daar's geen resep vir my teenwoordigheid nie. En God vra hierdie ding vir my. Hy sê, hoe vra jy iemand om by jou huis te kom kuier? Ek sê, ek vat die telefoon en ek bel hom en sê, kom kuier. Hy sê, doen dit dieselfde. Vra my om te kom. En toe ek opgewonde raak en ek sê, u is dan hier. En nou net een ding, God is altyd oral. Dis nie wat ek van praat nie. Ek praat van toe hy van Moses sê, hy is heeltyd by Moses, hulle in die volk, hy sê, oor 3 dae besoek ek julle. Daar's 'n special besoek. In die Bybel sien ons dit, en hy het met 'n sagte windjie gekom. Die een keer het hy met donderstorm en lightning gekom, sê Psalms. Hy kom soos hy wil. Dis soos, as jy vir visser nooi, dan kom hy met lightning daar by jou huis, dan nooi jy nou, nee, o aarde, nie Megan nie. Dan kom hulle so stil aan. So, God kom soos hy wil. En die tweede ding, toe ek sê, yes Here, as u Sondag hier. Toe sê hy, jy nooi my, ek maak die appointment. Nie wanneer jy so sê nie. Ek sal kom wanneer ek opdag. So hier is die woord in die begin al. Hierso, ek kan sien, ek het iets neergeskryf. Hierso, ek het hier vir julle 'n preek. Kom ek wys gou vir julle. Hier's 'n preek neergeskryf. Hier's 'n tweede preek neergeskryf. Hier's 'n preek vir die 16de Desember neergeskryf, wat ek sommer wil vanoggend preek. En hier's die preek oor his presence. En toe antwoord hy my, toe sê hy, dis dit. Jy vra my om te kom. En wanneer jy iemand vra om te kom na jou toe, hou hulle jou gesig dop, hulle hou jou attitude dop. 'n Goeie voorbeeld is Esna. As jy haar nooi vir braaivleis, dan kyk sy jou so 3 keer. Is ek reg, Frans? Dan sê sy, moet ek iets saambring? Royes, bedoel jy dit nou? Verstaan jy? Nee, Esna, is ek reg? Jy vra so 3 keer, jy soos 'n Jood. Kan ek nou, is dit nou, Royes, gaan ons nou braai? Nou hoor gou hierso, hè? Is ek reg? Dis hy. Jou pa lyk vir my of hy nie wil saamstem, hy is bang. Hy is bang vir sy vrou. Maar okay, hoor gou mooi. God kyk ook die hart. As ek nou net sê, ons gaan nou 'n uitnodiging vir hom stuur, en ons gaan dit die volgende maande baie hier doen, dan kyk hy jou hart, is jy regtig welkom. As party mense wat my al genooi het, ons het dit laas week ervaar. Hulle het eintlik iemand anders gesoek, maar hulle bly ons nooi. En jy kan in die ou se gesig en sy woorde hoor, nie jy nie, Royes, nie jy nie, Jaco. Jy kom met agter. Hoekom gaan jy dan gaan? Moenie opdruk as jy nie genooi is nie. God is dieselfde. Hy gaan kyk vanoggend as jy hom nooi. As ek sê nou is dit die kans om ons uitnodiging te stuur, gaan hy kyk. En vanoggend wil ek saam met Reinhard Bonke stem. Ander dae stem ek weer saam met ander predikers oor Handelinge 2. Hy sê daar was eenheid in die bokamer, sê die Bybel. En die Heilige Gees het soos tonge vuur op hulle gekom. En die predikers spreek, daar moet eenheid wees, daar moet eenheid wees, daar moet eenheid wees, dan kom die Heilige Gees. Ek like wat Reinhard Bonke sê. Hy sê, vergeet hierdie storie wat julle alle jare eenheid preek. Nooi hom net, hy's daar. Ek ervaar hom, en dan kan ek partykeer agterkom in 'n plek, dat die ou langs my hom nie ervaar het. Want jy wil nie sy uitnodiging genuine stuur nie. Lig op jou hande en juig tot eer van God. Nee, ek sal maak soos ek wil. Sal nie my hande vir jou oplig nie. Dis wat jy sê, as jy dit nie doen nie. Of dans voor hom. As jy dit deesdae in 'n kerk doen, dan sê hulle, wat gaan met jou? Dit staan in die Bybel.
Maar Saterdag aand se dans is fyn, wat nie in die Bybel staan nie. My God sê, hy wil geëer wees, hy wil geprys word, en hy kom besoek waar hy welkom is. David sê, ondersoek jou hart en jou niere. Hoekom die niere? Ek dink is wat alles daar deurgaan. Wat gaan by jou mond in? Hy sê, ondersoek jou niere en jou hart. So ek wil volgend sê, wanneer ons worship nou gaan doen. Net hierdie een bladsytjie aflewer, en die volgende bladsy is so kwart. Bid daagliks. Ek het my eie resepie neergeskryf. Dis die God se resepie. Lewe heilig. Soek sy aangesig aanhoudend. Paulus was so ongered soos 'n stopstraat. Ek weet nie of dit so pas nie, maar dit klink reg. Paulus was 'n wetgeleerde, vol van die wet, niks van Jesus liefde nie. Hy het nie Jesus geken nie. En God, hy het die heilige, uit miskien heilige lewe, ja. Maar hy het die verhouding met Jesus gehad, en God het hom besoek. Daar's verskillende besoeke. Hy het hom besoek dat hy bekeer. Dink jy regtig, as jy pon so skelm kyk, dat God hom sal verwerdig om vir jou te besoek met liefde? Of miskien met wat gaan hy jou besoek? Want hy sien jy's besig om jou voor te berei om kinders te molesteer. En hy is lief vir kindertjies. Oggend toe ek met die Here praat, sê ek 2026 kinders wat gemolesteer word wil ek help. Here, en ek wil help human trafficking, kinders, jong mense. En hierdie wat die narkoterroriste doen. En die mense seermaak. Weet julle wat is 'n narkoterrorist? 'n smokkelaar, 'n tikverkoper, 'n naitjie wat tik verkoop, 'n colored wat tik verkoop, 'n witte wat tik verkoop. Hy's 'n narkoterrorist. Soek sy aangesig aanhoudend. Soek sy hart en nie sy hand nie. Iets wat die Here die laaste 3 weke aan mekaar met my deel, is die volgende. Julle moet mooi hoor. 33 jaar ken ek dit, 33 jaar val ek in hierdie trek. Wanneer ons saamkom om te bid, is baie lekker om saam te bid. Ons hande klap mense, en ons wat in tale bid en alles, ons is al voorberei. As hulle sê, bid in die kerk, dan gooi jy hom. Oor 'n jaar gooi jy dieselfde ruimpie. Oor 3 weke gooi jy dieselfde ruimpie. Gevaar. Gevaar. Kom ons, jy so 'n bietjie aandag. Gevaar. So ek wil vir julle sê, dat as jy bid, hou op ruimpies bid. Vat die Bybel liewerste en maak hom oop die psalms en lees dit voor God. Stop om jou ruimpie te bid by jou gebed vir jou kos. Jy bid nie eers meer, man. Jy mors 'n ruimpie af. Raak 'n bietjie regtig dankbaar vir wat hy vir jou gee. Kom ons raak dit ernstig met hierdie God. Hy's die moeite werd. Wanneer jou kus sak, is dit vir ewig te laat. As jy in sy presence of nie. Ek wil nou nie, want ons het nog. Hier is net die voorsmaakie. Het ek geskryf, as jy wil hê iemand met jou besoek, moet jy hom vra, en dan besluit die persoon of hy kom. Jy sit nou vanoggend hierdie keer. Ek vra my afgelope 3 maande om te kom kuier met my. Jy het ook al? Jy opgehou. Hy het ook hierdie ding agtergekom. Hy kan besluit wanneer hy kom. Maar hoor gou mooi. Hierdie deeltjie klaar maar. Die Here sê dit vanoggend vir my. Hy sê vir my, jy kan wel vir hulle iets sê, wat my teenwoordigheid vinnig laat verdwyn. Nou ag, ek kan klomp goed opnoem, van drank, rook, sigarette, drank, dagga, skinder, enigiets. Maar dis nie wat ek wil opnoem nie.
Sagaria 2 vers 8. Hy sê die appel van sy oog is sy volk, Israel. Jy kan nou sê net wat jy wil, ek gaan nou nie 'n speech daaroor gee nie. Ek is nie Israel visie nie, ek is nie 'n regse nie, ek is ook nie 'n linkse nie. Maar Israel is waar Israel is. Jy kan nou draai die woord net soos jy wil. 'n dokter bel my 'n maand terug en sê vir my, ons moet die mense reg help. Israel is by Vredendal. Jerusalem is eintlik by vrede. Wie het by my gesit? Jy? Ja, toe hy my bel. Hy sê, ek moet asseblief klaar luister. Ek sê, sorry, die lewe is te kosbaar om hierdie klaar te luister, hierdie snert wat jy nou sê. Ek het oorweeg dat Andres vat sy toere steeds na daai Israel toe en ek vat die toere na hierdie Israel toe. Waar kom ons aan hierdie snert? Hoekom wil ons nie net glo wat die Bybel sê nie? Maar hier kom dit. Here sê, jy kan wel vir hulle sê, wanneer ek by 'n land onttrek, is wanneer hulle my volk aanraak. En ek praat hier van die is, jag die Jode en ons is aan. Yes! Hulle is soos ons. Dan kom hulle weer om in die woestyn, daar luister hulle weer. Dis nie wat, dit is beside the point. Kom ek na Engels. Maar, hy sê so. En as my God sê, jy raak daai nie aan nie, dan raak jy hulle nie aan nie. Ek sê nie, hulle doen alles reg nie, dis nie wat ek sê nie. Dit sal God uitsorg. En ek moet net hierdie aflewer. Dit wil ek lees. Iran is vanoggend 1 tot 5% water in al hulle damme. Hy het so groot geraak, hy lyk nie. Nou sien ek hy man eers. Maar in elk geval, 1 tot 5%. Dis nie maar, dit kom nou al 'n tydjie. Want hulle damme net gaan bou en hulle het nie gekyk nie en hulle het meer oor nuclear geworry om die volk, die appel van die oog uit te roei van God. En nie na hulle water gekyk nie. En die Here sê vanoggend, sê vir die mense, dit is, hulle het aardverwarming en al daai goed, dis nie aardverwarming nie, dis God se wraak. As iemand hier in jou oog 'n muggie krap, dit raak irriterend. Moenie God se oogappel krap nie. Dis hoekom hulle sonder water is. 15 miljoen moet nou evacuate. Hulle het die wit vlag opgesteek. Hulle eerste minister het gesê, help my. Wie kan aan my water verkoop? Hulle is 'n land vol mesiele. Wie kan my water verkoop? En hier is die woord. Vra Iran, hy het vir my gesê, hoe sien jy dat my teenwoordigheid verdwyn in 'n land? Vra Iran, hier is die antwoord, vra Iran wat sonder water is, en Suid-Afrika binnekort. Ek vra gister, Here, kan ek 'n profesie by u kry, want ek is bang vir profete en profesieë en goed, oor ons land, gee my niks. Ek lees vanoggend vroeg, Jeremia 51. Ek sê, kan ek dit praat, hoe hy oor Babel voel, want ek wil vir die mense sê, hier kom 'n ding. Hy sê, En later sê hy, sê net vir hulle, Suid-Afrika volgende. Mense bly weg van God se dinge. Hoe sy dinge werk is hoe hy dit besluit het. Jy's nie God nie. So ons gaan nou sy present soek. Julle weet ek dra nie plakkies nie. Ek het die plakkies gekry by wat is die pleksnaam? Wildebees. Toe bly hier oor, toe sê al die studente, vat vir oom. Toe dink ek, wat gaan ek maak? Ek dra nie plakkies nie. Toe begin ek, as ek klaar gestort het, dan trek ek die plakkies aan, want my hakke bars. So kan die plakkies draai. Toe ek 1 of 2 keer hier afgekom, as ek besig is, te lei om skoene. En vanoggend het ek net, wil ek in sy teenwoordigheid, en julle hoef nie, die wat wil kan, wil ek kaalvoet wees in sy teenwoordigheid, soos Moses by die brandende bos. En ek het geweet, strys gaan my voete afneem, toe knip ek my naels. Maar,
Dit pak my naas. Maar hoor gou mooi. As jy dit doen, moet dit nie doen om aandag te trek nie. Moet dit nie doen, dit moet nou 'n sekere keur raak nie. Maar as jy wil voor God kniel, doen dit hier. Nie net vandag nie. As jy wil jou hande opsteek, doen dit. As jy net wil gaan stil sit in die worship en net aan hom dink, dis dit ook reg. Doen wat jy wil, maar plak net jou hart in met God. Maar voordat ons dit doen, gaan ons hom 'n uitnodiging stuur. En ek gaan die gebed doen, en julle doen dit kliphard agterna, en as julle wil woorde change, kan julle dit change. Want dis jou gebed. So bid saam met my, sê, Vader God, ons stuur 'n uitnodiging, kom besoek ons. Dit gaan oor U. Ons wil U hier hê. Ons wil nie net U hand hier hê nie. Ons wil nie net voorsiening hier hê nie. Ons wil U hart hier hê. Ons het U lief. Ons wil U verheerlik. Kom kuier, Here. Kom kuier by U kinders. In Jesus naam. Amen. Daar by die huis kan jy dit ook doen in jou sitkamer en sit dan worship daarna op dat hy kan kom kuier by jou. Kom ons doen dit. En ons kyk hier een vir die ander nie. En ons begin nie 'n rympie bid nie, wat jy elke dag bid nie. En kom net 'n bietjie by nuwe verse uit, 'n nuwe rympie. Ek wil nie sê 'n nuwe rympie nie. Kom net in, praat 'n bietjie opreg met hom. Vergeet die opgestelde goed. Nou gaan ons begin bid. Dan bid ek hier langsam. Ek het vir jare, net nog dit sê, vir nie jare nie, seker 6 maande, die volgende gebid. Ek het net so by die Happy Klappies begin, toe hoor ek hulle sing hierdie liedjie, You are the sufficient one, nee? The Lord Almighty. The angels must bow before you. En hy het vir my so lekker geklink, maar saam met my Engels het ek gehoor, You are the insufficient one. So jy is die onvoldoende, dit is wat ek gehoor. En ek het nie geweet wat beteken insufficient, ek het gedink is iets moois. En vir 6 maande as ons begin bid aan die AGS-skiemelie, dan spring ek weg. You are the insufficient one. My rympie het altyd so begin. Maar hy bless my, want hy sien my hart. Hy sien nie rooi is jag nonsens aan, hy weet nie eers wat gaan aan nie. Hy sien my hart. Daarom het hy my bly bless. En eendag bid ek nog so lang so, You are the insufficient one. En hy sê, hoe bid jy? God is onvoldoende. Ek sê nou, hoe klink dit? Hy sê net sufficient. Ok. En om Angus het net so op die toneel verskyn. Daai jare. En ek is baie lief vir hom Angus. En ek staan so Stella en vir die eerste keer hoor ek, hulle kondig af, kan ons die Angus, wat is sy liedsenaam? Die Angus Day. Agnes Day. Ja. En ek vervies my, daai tyd het ek net gesoek as daar 'n fout is. Besop om so te wees, die hele tyd 'n spietkop te wees. En ek draai nou Stella toe, ek sê nou, ek hou van hom Angus, maar nou maak hulle afgod. Hulle moet nou op liedjies oor hom maak. Jammer om Angus. Toe hoor ek, dis eintlik 'n mens moet besop, jy kan jou naam met 'n plank slaan nie. Het ek. Okay. Ek moet dan sê, dat het my so lekker was, ek hou 'n begrafnis in Royal Park. Nou my Angus se sekretaresse kom aan, sy sê, Royes, hy sê, jy moet ooptrek by hierdie begrafnis. En na die tyd, sê sy, ek gaan hom rapporteer, jy het nie uitnodiging gemaak nie. Maar ook, so prys die Here, is lekker om Gods mense agterlaan te loop. Nou, kom ons vergeet alles probleme. Ons vergeet of ons na die tyd dit oorkom en dat oorkom en daai een gaan maandag 'n gat grou en daai een, vergeet alles. Konsentreer op hom. Amen. How
hierdie desperaat. Jy's desperaat dat jy geld in jou bank moet hê. Jy's desperaat dat jou werk jou betaal. Jy's desperaat as jy boerdery het, wil jy daar die geld hê. Jy's desperaat vir reën. Jy's desperaat vir alles. Maar wanneer dit by God kom, raak ons loodsoldaatjies. Dis 'n persoonlike saak. Totdat jy desperaat raak, sal jy sy heerlikheid nie ondervind nie. Vrymaking sal jy nie kry nie totdat jy desperaat raak. Die Bybel is vol van mense wat desperaat was. David was desperaat vir God. Daarom het hy vir Goliat laat val. Moses was desperaat vir God. Daarom het hy 'n volk uitgelei. Terwyl daar nie water was nie, terwyl daar nie hout was nie, terwyl daar nie kos was nie, kon hy hulle uitlei. Hy hoef nie soos die eerste minister van Iran 'n wit vlaggie op te gesteek het vanoggend en te sê ek soek water. Want God het gewerk, want hulle was desperaat vir God. Is net snaaks van julle kan nie nou desperaat wees vir God in die aanbidding nie. Maar wanneer julle hier uit is jy desperaat om by die smokkelhuis te kom. Jy's desperaat om in die bar te kom. Jy's desperaat om strooi aan te jag. God roep jou vanoggend, wees desperaat vir my. Iemand wat desperaat is vir God, vertel nie vuil grappe nie. Iemand wat desperaat is vir God, hy loop en kyk nie vrouens onder hulle rokke uit nie. Iemand wat desperaat is vir God, kyk nie na Paul nie. Iemand wat desperaat is vir God, soek nie 'n geleentheid watter wyn en watter bier smaak die lekkerste nie. Iemand wat desperaat is vir God, soek om hom te behaag. Vir God te behaag. Mense het geraak om ander te sis. Mense het begin raak. Sukses is nie meer vir hulle om desperaat vir God te wees nie. Sukses is nie meer om 'n ware kind van God te wees nie. Sukses vir hierdie wêreld is, as jy kan geld kry. Wat doen die geld aan jou graf? Dit sê God nie dat jy nie moet prosper nie. Jy kan 'n garage hê soos jy. As niks fout nie. Jy kan 'n plaas hê. Dit is niks fout nie. Maar as jy nie vir God desperaat raak, dan help al hierdie goed niks. Kom ons sit so bietjie. Terwyl party mense is desperaat om Vrydagmiddag wanneer hulle Chila saam met iemand 'n bier te gaan drink. Party mense is desperaat om die skelm verhouding te gaan sien weer. Party mense is desperaat om maar net te wil stry. Party mense is desperaat om hulle wil net af te dwing. Raak desperaat vir God. Raak desperaat vir God met jou Bybel. Met jou worship. As die Bybel vol is van steek jou hande op, sing tot eer van God, klap jou hande tot eer van God. Wie is jy kerk wat kan mense kom sê, nee, julle doen nie wat die Bybel sê nie, julle staan net stil. Dis glo ordelikheid. Jy is so van die pad af. So kom julle man trou en vrou trou. Mense wil vrykom, maar dan sit hulle in plekke wat vir God kwaad maak. Om man te trou en vrou te trou. Julle moet desperaat raak vir God. 'n Disipel het sy nette laat staan en desperaat geraak vir God en het hy eendag honger gely. Ja, Paulus sê, maar hy het nie vasgevang nie. Hy was honger, hy was naak, hy was alles. Raak desperaat vir God. Ja, jy kan sê, ek haak soos 'n grammofoon vas. Ek kan sien hier, wie raak desperaat. Hier gebeur goed nou. Moet nog nie stop, hier gebeur goed. Hier is mense om vry te kom. Hier kom mense nou vry.
desperaat raak. Die wat net die normal soek, net die koelte en die warmte net van die Here, jy sal nie uitstap en net dit wil. Ek wens ek kan op 'n dag sê, mag jy jou geld saak, maar dit kom my nie toe om dit te sê nie. Jesus, and I'm desperate for you, Lord. Yeah, and I'm desperate for you, Jesus. Jy gaan dit ontvang, omdat jy wil dit ontvang. I'm desperate for you, Jesus. Dankie Here, ontvang. Ontvang van die Here. And Ontvang van die Here. Dankie Here. I'm desperate for you. Jy ontvang dit. Jy ontvang dit. Jy ontvang dit. And Niemand kom uit vanoggend om dit as 'n kits te ontvang nie. Jy ontvang dit net as jy desperate is. Jy kom asseblief nie uit nie. Jy kom nie uit nie. God se teenwoordigheid word nie gemors nie. Ek gaan iemand vra wat my net kan help. Miskien kry ek iemand. Kom, help my asseblief. Dankie. Of help jy my sommer? Party gaan sê, jy kan nie help nie, want jy het gerook. Jy het gerook, jy rook nie meer. Kom, help my. Ek is moeg gevra. Dankie, prys die Here. Staan voor. Dankie Here, steek op jou hande. Dankie Here, dankie Here. Elkeen wat desperate is, laat hulle ontvang. Moenie u teenwoordigheid mors met mense wat nie desperate is. Net die wat desperate is, laat hulle ontvang. Ontvang in Jesus naam. Kan ek praat oor die verlede? Kan ek? Terwyl ek haar bedien, wil ek vir jou sê, pastoor, en ek hoop jy kyk, jou vuil goed, jy wat hierdie meisiekind laat piel het in jou kerk, toe sy 5-6 jaar oud was, en om haar koppie gevat het en gesê, jy bly stil dat jy gemolesteer was. Een van julle is dood. Julle ander twee, die een wat haar gemolesteer het, pastoor. Ek wil jou nie pastoor noem nie, want jy's nie 'n pastoor, jy's 'n molesteerder. En die ander een wat stil gebly het, mag God met julle toedoen. Ek sê dit. Jy kom nou vry van jou seer. En as mense seer gekry het in 'n kerk, hoor gou mooi, is nie Jesus wat jou seer maak in daai kerkie. Dis 'n vuil goed wat ingesluip het. Dis 'n disipel van Satan wat ingesluip het. Dis nie Jesus wat jou seer maak nie. Raak vry in Jesus naam. Sê Here, ek bely al my sondes. Raak vry in Jesus naam. Jy wat jou voorgedoen het, is 'n godsman. Godsmanne. Het is skelmverhouding sê, godsmanne. Het is die molesteerders nie. Godsmanne is nie met sulke goed deur mekaar nie. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here, mag dit daar by die huis insink. En jy wat aan mekaar sê, dis hoekom ek nie kerk toe gaan nie, want kyk wat gebeur. Ag man, jou ou rympie is afgesaag. Daar's kerke wat God dien. Loop sing klim in 'n batsikou en sing jou ou rympie oor en oor. Dis hoekom ek nie kerk toe gaan nie. Jy's vervelig. Jy's vervelig. Dankie Here, U maak haar vry. Hier is soveel seer. Net die 40 altyd wat School of Fire toe kom, die seer wat daar is. Want toe gaan jy? Nee, bring hom. Kom hier. Bring, is 'n nuwe ouetjie wat ingekom het, ons gaan hom nou bedien. Bring hom, gee hom liefde, gee hom liefde. Kom hier so. Kom gou hier nou om Royes toe. Kom hier so. Kom ons bid vir jou. Is nou maar net wat nou gebeur. God trigger die seer. Hy maak die seer nou oop. Hoor jy? En die seer gaan hy genees by jou. Dit begin vandag.
Salf hom gou met olie, Stanley. Dit wat die Here begin het. Hy wil nie weghardloop nie. Is die seer. Is opgeboude seer wat mense so laat voel. Opgeboude seer. Salf hom. Vader, in Jesus naam, ons vra elke liewe seer, elke liewe pakket wat hy saam met hom dra, Here Jesus, ons vra dat dit verwyder word in Jesus naam vandag, Vader. Elke stap wat hy van hier af vorentoe vat, Vader, gaan 'n stap van oorwinning wees, Vader. Die verskil is gemaak, hy het die keuse gemaak in sy lewe om te verander, Here. En ons vra, Here, 'n radikale verandering, Vader, wonderwerke en deurbrake soos nooit tevore in sy lewe sal plaasvind, Here Jesus. Vandag is die dag wat hy sy lewe totaal en al voor die voete neerlê, Vader. Elke liewe wese van hom sal aan U gegee word, Vader, van vandag af vorentoe. Wat ons dit in Jesus naam. Ons is lief vir jou en Jesus is lief vir jou. Gaan sit daar, deel met die seer. Moet nooit weghardloop weer vir die seer nie. Dis wat die wêreld ons leer, hardloop weg. Moenie weghardloop nie. Dis so seer uitkom. Hoor gou net mense, dat julle dit mooi verstaan. Ons kan nie in 'n panel beater shop 'n kar intrek en die mooiste mense met pakke klere staan daar rond met elkeen 'n rubberhamertjie en tik so af en toe teen die kar en die kar sal reg uitry nie. Nee, ons is in 'n oorlog hier. Hier kom stikkende mense. Nie moeilikheid mense nie, hulle is stikkend. Dis die mense, watch out wat School of Fire toe kom nie. Dis stikkendes wat hier na toe kom. Is een of twee wat wil dit raak in die ore het nie. Maar dit is nou nie wat ek van praat nie. Ons is hier om mense te help. Stikkend. Pa, ma, kan jy nie net die Bybel alleen net optel elke aand en begin lees vir jou kind of kinders nie? Dit gaan al begin ja. Pa, ma, kan julle partykeer 'n dogtertjie tyd hou en 'n seentjie tyd hou en sê, wat maak jou hartjie seer? Ja, daar sal lagwekkende oomblikke uitkom somme, maar daar sal ook waarheid uitkom. Pa, ma, kom ons snoop 'n verhouding met ons kinders. Daar's seer. Dis 'n man en vrouens is daar seer. Dan hardloop ons maar liewerste na iemand anders toe, want ons wil, soos hy nou, hardloop weg van die seer af. Strooi man. Wees Dawid, jy hardloop nie weg nie. Dis hoekom ek sê, hierdie week ook gesê, ons moet hulle by die hand vat. Ons moet hulle lei. Mense is seer. Mense kan nog nie as hy by Christus kom die besluit te maak nie. Omdat ons al giants in die Here raak, beteken nie die wat nou by Christus kom, of nog wil kom, hulle weet al wat om te maak, hulle is die giant nie. Nee, ek en jy moet hulle dra. Ons moet hulle dra. Asseblief, God vat die seer weg vandag. Ook daar by jou, in die huis, vat hy die seer weg. Weet julle wat is seer? 'n kind wat 'n ouer oor seer maak. Weer gaan tik gebruik. Weer gaan pondtyd. Weer dit doen, weer dat. Maar weet jy wat is ook seer? Ouers, jy wat leer jou kind, bring vir pa die bier en die sigarette en nie die Bybel nie. Jy wat jou kind van kleins af. Hy het julle gesien, myne maak al die bier oop en hy vat 'n slukkie. Jou tippet. Jy's besig om jou kind in die afgrond te leer. Wil jy nie asseblief, ek pleit by jou pa, ma, aanneem ouers, wie julle al is, wil julle nie asseblief desperate raak vir God en desperate raak om jou kind vir God groot te maak nie. Toe maar as hy by selfoon ons lê dan jinkam, hy pla my nie. Raak desperate om jou gesin in die weë van God groot te maak. Amen. Teens. Kom maar, jy is so meteen so vandag. Vader, dankie. As jy desperaat. Werk jouself, Here. Dankie, Here. Ek
gaan nie vanoggend 'n uitnodiging maak nie, want dan kom almal uit. Jy moet desperaat wees. Amen. Jakob, kom. Ons diens draai heel anders om, maar maak nie saak, hy draai soos die Here hom wil draai. Dankie julle. Ons raak desperaat vir God. Ek voel ek moet hierdie sê, as iemand by die huis of hier, wat sê, wat salf julle mense met olie? Is dit 'n spesiale olie of wat? Kan ek net gou vir jou sê, gaan lees die Bybel in Jakobus, die laaste hoofstuk. Is daar iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Hier is mos nou ook leiers. En laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Dis Nuwe Testament. As jy dit nie in die kerk sien nie, dan is jou kerk meer besig met sy eie dogma, of met, soos party met Satan se dogma. Dit staan in die Bybel. Ek wil alles doen wat in die Bybel staan. Is jy spesiale olie nie? So olyfolie. En as ek jou olyfolie het, vat ek kookolie, want dit gaan nie oor die olie nie, dit gaan oor my God. Ek wil my God tevrede stel. Dit moet alles oor hom gaan. Laat die wêreld vloek. Laat hulle doen net wat hulle wil. Net voordat jy net nou daai sien ook. Frans, hoe oud is jou kinders? Nee, jy nie. Frans, hoe oud is jou kinders? 14. Hoe oud is jy, seun? 15. So hier sit 'n dubbele ding. Seun sit hy breek oop. 15 maar oud. Gister gesien, toe jy vir Anna en Fran Luca intel daar in die varkhok. Toe sien ek jy verlang jou kinders. Van julle is nie by julle kinders nie, omdat jy strooi aangejaag het. Hoor gou mooi, dit hoef nie so te bly nie. Jy bely dit voor God en jy werk vorentoe. En daar kom weer 'n punt wat jy by jou kinders kan kom. Daar bestaan nie 'n punt dat jy hulle nooit weer sal sien nie. Werk daaraan. Wees desperaat met God, dan kom hierdie goed in plek. Wees desperaat met God. En dan is die mense wat sê, dank die Here, ek sit met my kinders, Frans, Andres, almal. Plein genade. Plein genade. Voed hulle in die Here op, want daar's nog jare wat kom. Daar's nog jare wat kom. Wat 'n ouer saai, dit maai die kind. Ek sien dit. Ek het op 2 weke oud, toe Andres 2 weke oud was bekeer, maar ek het ook maar nog gesaai die verkeerde. Ek het die Here gedien, maar jy dien die Here, dan sit jy in 'n sitkamer en saai jy woorde oor iemand anders. Jy doen dit. En later kom dit op. Ek kan talemaal gesien het in my kinders se lewe. Hoe kom dit op? Vandag is sorry, is kinderbek. Nee, maak 'n grappie. Okay, net om so 'n bietjie. Waar is hy? Okay. Okay, is net 'n grappie hoor, wat ek gemaak het. Luister die seun. Jy het strooi aangejaag, maar moenie vir jouself meer verwyd nie. Ons probleem is, as ons strooi aangejaag het, dan wil ons jouself vergewe nie. Psalm 103 sê, soos die ooste van die weste is, verwyder ek jou sondes. Vergewe jouself. Jy is vrygespreek in Jesus naam. En jy sal by jou kinders uitkom. Dit is my so mooi, die prentjie wat ek nou hier gesien het. Dit is so mooi. Amen. 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 As jy wil hê ek moet saam met jou praat en hier staan, dan is dit mos jy wat die kans waag. Ek hou daarvan, François, want ek het nog al 'n paar vrae vir jou. Prys die Here. Okay, Jaco, môre, baie welkom hierso. Ek het hier neersit. Kan jy, is dit reg so? Baie welkom. Nou kom ek staan rustig. En dan meng ek in wanneer, ek hoop nou ek sê, wanneer die Heilige Gees so sê, maar partykeer as dit rooi is. But my flesh is running the show. My flesh is running the show. Maar hy moet klaar ran. Hy moet klaar ran. Want ek gaan alles aan my vermoë doen om hom nie te laat ran nie.
kry die vlees uit by die showrun. Hy ran as ek 'n steak sien met vet. En daar is niks mee fout nie. Jy mag steak met vet eet, dis lekker. Maar as dit jou lewe oorheers, dan is daar 'n probleem. Net pakkie. Wanneer jy hier gekom het, is hier so 'n kosstorie in die gang. Maar oké, kom ons los dit daar. Oké, gaan aan. Wie mag op my heilige berg klim en my aanroep? Jou hart wat rein is en jou hande skoon van ongeregtigheid. Dis die woorde wat die Here laas jaar met my in 'n baie swaar tyd gepraat het. En toe ons vanoggend die liedjie sing van I want to be desperate. Toe kom dit weer by my op. En ek sê, Here, maar ek vergewe maklik. Wat is fout? En die Here sê, toe julle nou net loop kos haal, toe druk iemand voor jou in. En toe sê hy vir hom, hoi, kom in die lyn, is orde. Ek sê, Here, maar ons moet mos steeds. En die Here sê, ja, ons moet. Maar toe jy hom aanspreek, toe sien jy hom as 'n bandiet en nie as 'n mens nie. En die Here wys vir my daai dingetjie, hoogmoed, sal my die hemel uithou. Hoe desperaat is ons? Moses kon nie die beloofde land ingaan nie, hoekom gaan Jakob spesiale voorkeur kry? Koning Dawid moes sy eerste seun verloor het. Hoekom gaan Jakob spesiale voorkeur kry? Isa moes dood neergeslaan het. Hoekom sal Jakob Goosen spesiale voorkeur kry? God is gister, hy is vandag en is tot aan ewigheid. En ek sê, Here, maar hoe kan ek voor U kom? Ek is 'n mens en ek is vol sonde. U is heilig, sonde kan nie voor U kom nie. En hy sê die antwoord is die bloed van my seun. En om onder die bloed voor Jesus te kan verskyn, moet ons vir Jesus aanneem. Ok, ekskuus, dis net 'n woord wat ek nou gekry het terwyl ons gesing het. Ek het so 'n bietjie rondgery, my ou vriend hier, ek het deur hom geleer, deur School of Fire, en Doen jy wat jy geleer het? ja, Alles. nog nie alles nie, maar Ek dink ons moet 'n derde mic kry en vir Arista vra. Maar laat sy maar eers sit of jy alles doen. Gaan aan. en ek wil vir julle sê, weet jy hoe gelukkig is julle om hier te wees? Weet jy hoeveel guns is hier? Ek beweeg nou 'n bietjie rond en ek gaan nou daarby kom. Laat ons by mense kom. Ek het nou 'n ding gehad die naweek en ek sê vir die mense, steek net die hande op. En die ou sê vir my, ek sien jy wys dit vir my in die Bybel, maar Jakob, ons verskil. Ons verskil. Verskil is met wat? Met die Bybel of oor opinie? Verskil is oor God. Hierso kan jy vry wees, hier kan jy leer, hier kan jy doen wat in die Bybel staan. Maar nou gaan ek, en ek is my eerste mannekamp, en ek berei vir my 'n ding voor laas jaar, en dit is 'n pragtige ding. Ek het 'n slideshow opgestel, ek is so impressed met myself, en ek het 2 weke aan hom gewerk. En ek kom sit, ek kom 'n dag voordat ek moet die mannekamp aanbied, kom ek in die Kaap aan, en ek maak hom so oop, en ek sit so voor hom, ek sê, Here, kleer vir my hierdie ding aan. Hy sê, maak die laptop toe. En ek dink, my Here, ek het regtig moeite gedoen, ek het gebid, maar weet jy wat? Partykeer bid ons en ons wag nie vir 'n antwoord nie. Partykeer bid ons en ons kry 'n gedagte, want ons kry nie ons gedagtes gevange en ons sit dit neer. My vrou is dieselfde. Amen. En dit kom nie van die Here af nie. En ek begin raak 'n bietjie senuweeagtig, want dit is 'n groot ding, is my eerste, dis ek wil mense het moeite gedoen om my hart te kry, en ek wil die Here kom verteenwoordig, ek wil sy ambassadeur wees. En die Here sê, breek tradisies. En ek onthou so 'n tydjie terug, het iemand by School of Fire vir my gesê, hulle het 'n ding gehad, wat hulle 'n bietjie hande geklap het, hande opgesteek het, gedans het, alles voor die Here. En ek dink, okay, ons gaan dit doen. En die Vrydag toe ons by mekaar kom, toe is my ouderdomsgroep van 17 tot 82. Die naaste wat ons in Pinkster kry is 'n 7-dagse Adventis. En my senuwees is op. Want hoe nou? Kom ek herstel net vir jou gou daai woord. 7-dagse Adventis. Adventis. Okay. Jy het hom so 'n bietjie jou tong gestruikel. Maar gaan maar aan. En maar die aand voor dit bel ek my vrou en ek sê vir, jy moet vir my bid. Want ek het ook gebed vir die Here. Ek sê, Here, ek is niemand hier. Ek is nie hier om iets aan te bied, ek is hier om te kom ontvang. Eerste ontvang en laaste weg te stap. En sy bid vir my die dag en die aand bel sy my. Ek sê, ek wil alles weet wat die Here vir jou sê. Sleg. Alles wat sleg is en alles wat goed is.
Ek wil 'n bietjie vrykom. Want ons hoor mos by die Here en die Here sê vir ons baie keer, Jaco, jy is besig met hierdie ding, dis verkeerd, maar dan hardloop ons so 'n bietjie oor hom, want dit is nie 'n lekker ding nie. En sy bel my en sy sê vir my 6 goed. Maar dit 6 nie lekker goed nie. En dit maak seer. En sy sê vir my, Jaco, daar's nog een. Is jy nog alright? Nog 'n 7de een. Nog 'n 7de een. Sjoe, dis net soos 'n vrou wat 'n Here is. 6, maar toe sommer 'n 7de een. Nee, sy gee my daarom kans om te hoor of ek nog alright is. Daar is nog een, maar is so daai een is te heavy. En alles wat sy vir my sê is waar. En is goed wat ek geweet het. En is goed wat ek 'n bietjie ontken. En is goed wat nie lekker is om mee te werk nie. Maar ek wil vir jou sê, dit is soos wat die Heilige Gees werk. Dis wat God doen. As jy 'n man en vrou in die eenheid is, dan werk die Here so. Want hy het geweet ek is ernstig. En hy kom daar die volgende dag. En ek het 'n pastoor van ek dink is van die AGS kerk. Pastoor, as jy kyk, jammer, ek weet nie my nasie nou lekker nie. En hy speel vir ons orgel. En ons moet daarna op. En dit is 'n moeilike besigheid. Ek sien die pastoor raak rater. Niemand steek toe aan op. Ja nee, dit gaan moeilik. Niemand wil dans nie, jubel nie, niks nie. Die Pinksterouens vra my, wat is jubel? Ek sê, maak net geraas. Toe hulle om Jerigo geloop het, toe hulle op 'n pot geslaan, 'n pan geslaan, hulle geraas, hulle het geskree, maak net 'n geraas, jubel. Uit die longe uit net soos jy wil. Loof net die Here. En as ek die pastoor so kyk, sien ek die sweet loop hom af, wys ek net speel. Hier gebeur niks nie. Op die einde van die dag is almal, tot die 82-jarige oom, deel van die pakkie. Amen. Daai aand toe kom bedien die Here. Ja, ek wil nie dit nou op die TV sê nie, maar hy ouens die Here bedien, die Here werk, ons doen niks verder nie. Die Here werk, net omdat hulle losgekom het, net omdat hulle oopgekom het, net omdat hulle tradisies gebreek het, net omdat hulle doen wat in die Bybel staan, die simpelste goedjies. God vra nie vir ons om berge te versit nie. God vra nie vir ons om dubbelverdieping geboue te bou nie. Hy wil net hê ons moet opdag en gelukkig wees. That's it. Ons moet hom eer. Die Sondag het ons 'n doop en die 82-jarige oom, toe ek sê kom ons gaan doop. Toe sê ek sy hand op, ek sê Jesus oom, wat is dit? Hy sê kan ons om die swembad staan en jubel. Is dit nie God nie? Amen. Dis net die Here wat kan. En is so lekker. Ons het 'n groep, hy mense maak 'n mens mal. Hulle hou nie op nie, want dis net die Here. En dit is wat lekker is. Ek wil vir jou sê, dit wat jy hier kry, souk dit op. Die experience wat jy hier sou kry, die praktiese goed, maak nie saak hoe klein dit vir jou lyk, dit is groot buite. Ons raak dit gewoond, want ons sien dit elke dag. Buite is die mense honger, hulle ken dit nie. Moenie verveeld raak met die ding wat hier gebeur nie. Dis God se hand wat hier werk. Hier is 'n opleidingsentrum uit God se hand uit. Hier is my woorde. Ek het dit beleef, ek het dit ervaar, ek het dit gesien. Ek het gesien by die kleinste dingetjie wat hier gebeur het, die grootste impak buite maak. Ons stap by 'n plek in, ek en my vrou. Klein plekkie. Ons begin dien die mense. Bedien die mense. Dis 'n plek waar die kerke nie is nie. Die kerke wil nie daar wees nie. Daar's 'n kerkie. Hy's uitmekaar uitgeskeer, hy's toegegroei. Hulle wil nie daar kom nie. Bid mense, so by the way, as ons oor kleer wil praat. Rykie, Stefan, rykie. Kaarte lees, tarotkaarte. Incest, dwelms. 30 kilometer van 'n baie groot dorp af. En ons vra, waartoe kan ons gaan? Die kerk wil nie daar wees nie. Ons praat van in Suid-Afrika. Kom ek maak gou 'n stelling. En iemand kan my bel en my stelling, my nommer is onder die skerm, kan my stelling weer lê as hy wil. As 'n groot plek wat 50 plus kerke het, of een dorp wat net een kerk het, en 'n plek wat sy kerk toegegroei is, met takke, uit mekaar uitbars, 30 kilometer van jou af, en niemand gaan soontoe nie, sê ek, maak ek die stelling, daai pastore het geen binnekamerverhouding met God nie. Want as jy in jou binnekamer is, ek weet mos as ek instap, sê die Here vir jou, daai plek, daai plek, daai plek. Ek maak die stelling, as daar 'n plek krepeer om jou, en niemand gaan soontoe nie. Ek weet hoekom jy nie gaan nie, want jy kry nie geld nie. Maar jou tweede ding is, of nommer 1,
Jy het nie 'n binnekamerverhouding met God nie, pastoor. Daarom hoor jy nie om te gaan nie. Amen. En dit is so. En ons kom sit by daai mense, ek en my vrou, ons besluit, al vat ons 'n dag by 'n huis. Daai mense is so honger vir die Here. Hulle gryp na allerhande goeders, want daar is niemand wat hulle die waarheid vertel nie. Kind van God, ek vra gou vir jou, as jy eendag in die hemel stap, en daar stap 'n tannie en sy stap mank, en die Here vra dalk vir jou, Jaco, jy het gevra, waar kan jy bedien? Hierdie tannie het haar hele lewe vir my gevra, iemand net oor haar pad te stuur, net vir haar te bid. Sy was 10 keer verby jou. Hoe gaan jy voel? As jy nie die verskil kan maak in die ou langs jou nie, binnekamer. En ek is nie die ou wat dit reg kry nie, ek is die ou wat in die fout staan daaroor. Maar ek wil dit met julle deel. Ons kom by daai selfde plekkie, en ons kry 3 mense genooi uit om uit, né? Na aan die brand toe. Aan die brand is 'n bediening wat in ons netwerk is. Yes, kragtig. Lief vir die Here. En ons hou 'n mannedag. En die een ouetjie staan uit. Ons is besig met die polisie, ons het verklaringe, al hierdie goedjies. Hoor gou hoe seer is dit? Hy het 3 babietjies vermoor vir Satan. Ons moet die ouers in kennis stel. En jy sê vir jouself, ek het nie 'n doel hier nie. Ek is 'n kind van die Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek wil gou hierdie stelling maak en dis dieselfde met seer. Wanneer 'n demoon in 'n mens is, dan is die demoon gelukkig, maar die mens suffer. Wanneer 'n demoon buite die mens is, dan is die mens gelukkig en die demoon suffer. So hy soek nie so 'n oop deur om in te kom nie, hy soek 'n skreefie. Dis hoekom die besete van Gadara het 'n legioen demone binne hom gehad. Hoeveel is legioen? 12.000, 9.000. Ek is nie so, Duisende. Sien jy? ek het ook gehoor 12.000, maar ek is nie so slim nie. Ja. Maar dis duisende. Hier sit ons 3 boekhouers, kom ons vanaf begin hulle sê, het julle al aan julle boeke geskryf vir legioen geld? O, nee, hulle weet. Okay, maar gaan maar. Maar Hoe sê jy? Terwyl ons besig is, Google een gou vir ons, ek wil dit graag op die TV sê. Okay, kom maar. Wat ek vir jou wil sê is, en dis wat Roy vroeër vanoggend gesê het, klein bietjie sonde is genoeg vir 'n demoon om in te kom. Klein bietjie wegstap van die Here af is 'n plek om, en hoor gou, die Here stap nie van ons af weg, en ons loop van hom af weg. Wanneer ek kies om vandag 'n skurwe grap te vertel of te vloek, dan sê ek, Here, staan asseblief soontoe, hierdie is my tyd. Dis wat ons doen. Daar's geen mooi manier om dit te sê nie. Wat ek probeer sê is, moenie die geleentheid skep vir daai een om in te kom, want as een kan inkom, kan 12.000 inkom. Het iemand die getal? Okay, ons het 3.000, 6.000 of 5.000. Kom ons hou by die woord, dis baie. En dis 'n legioen. Okay, ons sal later nou dit verder kyk. Okay. Maar in elk geval, ek wil afsluit met 2 skrifte. Johannes 21 vers, ek kan nie hersien nie, 25. Maar, moet ek vir jou lees? Ja nee, ek kan lees, ek kan net nie die nommertjies sien nie. Okay. En daar is Moet ek maar vir jou En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een geskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Hoor gou hier. In 3 jaar van Jesus se bediening, sê Paulus, hy dink nie, sê Johannes, sê hy dink nie, as dit opgeskryf is een vir een, sou die wêreld die boeke bevat het nie. Nou hoor gou, werke gaan ons in die hemel bring, he. Maar ek wil vir julle 'n ander vers gelees. Almal ken hom. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, omdat die Heilige Gees in ons bly.
Ek wil gou afsluit en ek wil gou vra, hoe lank is jy gered? Hoe lank doen jy al die evangelie? Hoe lank doen jy al God se werk? Hoeveel blye kan ons volskryf? Hierdie gaan nie oor werke nie. Hierdie gaan oor wat die Heilige Gees vir jou vra in jou binnekamer. Wat doen jy dan? Hierdie skrif haal ek aan, want ek staan skuldig. Ek moet my sokkies optrek, ek het dit vanoggend weer gehoor. So ek wil julle bemoedig, en ek wil vir julle vra, ons kyk altyd na hierdie, ek het 'n vrou ontmoet, Nyla Rose in Amerika, sy was 'n womb witch, sy is nou by die Here, en sy sê eendag, sy sê, luister gou, julle sien so al die kragte wat ons het, alles wat ons kan doen, alles wat ons doen is gekopie en is counterfeit, julle die original, ons kom nie naby hom nie, sy naam is Jesus, die Heilige Gees, God die Vader. Hoekom staan ons terug? Hoekom is ons bang? Hoekom wil ons, soos Royce gevra het, hoekom wil ons eers bid as ons siek raak? As ons voor die tyd bid, dan is ons gereed vir die dag as ons siek is. As ons 'n verhouding het, soos ons nou net gesê het, dan is ons gereed vir die dag as ons siek is. As ons vir hom luister, en doen wat hy doen wat hy sê Psalm 91, stap ons al hierdie goeters deur. Ons moet net by hom gaan skuil. Sy naam is Jesus. Ek wil julle bemoedig vandag, gaan uit, gaan doen bietjie sy werk. Vergeet van die elke ding. Toe my vrou my ontmoet, toe wil sy is net as skaam om te vra wat my salaris is. Ek weet nie wat my salaris is, want God voorsien. Daar is miskien nie honderde duisend rande in die bank, of 2000 rand in die bank, maar as elke dag kos. Daar is elke dag, ek het op 'n kol met 'n bakkie gery, wat se dieselgate werk hê, en ek het net een keer loop staan sonder diesel. En daai ou moes ek bedien, wat vir my die diesel gebring het. So hoor gou, as jy avontuur wil hê, dien die Here. As jy lekker wil lewe, doen sy werk. Partykeer gaan dit swaar, partykeer gaan dit lekker, maar hoor gou, as iemand uitroep en hy het seer en hy ontmoet Jesus en Jesus genees hom. Arista, hoeveel genesings het ons nou gesien? Bekerings het ons gesien. En dis net van een huis na 'n ander huis toe stap. That's it. En sy naam is Jesus. Net 'n vraag. Die 3 babas wat doodgemaak word. Dit is nou maar my werke, my lewe gaan oor, as ek hoor 'n kind, word iets aangedoen. Ek het al die jare gesê, ek het nie 'n kinderbediening nie, want 'n ou sien altyd jy werk met kinders. Maar eintlik het ek 'n kinderbediening, al werk ek met groot mense, want ek wil die kinders beskerm. Maar 3 babas het die een ou doodgemaak. Sacrifice. My vraag is, daar by die huis, miskien kan jy my antwoord, nie uit 'n geestelike oogpunt uit hê, wat jy dink die wêreld antwoord. 3 babas het hierdie ou vermoor. As hy nie luister nie, en hy wil nog vermoor, wat gaan jy hom aandoen? Sal jy hom trykeer? As jy kan, sal jy hom trykeer? Okay, obvious as hy nou bely en hy vra Christus vergifnis, dis iets anders. So as julle weet, daar's mense wat babas vermoor, sal julle iets doen daaraan? Ja. 1200 babas word 'n dag in Suid-Afrika vermoor deur abortus. En die Christene stem vir daardie politieke partye wat dit ingebring het. So Christen, wat doen jy regtig daaromtrent? Die Here seën, gaan in sy vrede. $72,000 engele. En een engel verslaan 85,000. Weet julle wat is wonderlik? Net Jesus in my verslaan 20 legioen demone. Kan my niks doen nie. Dit is wat wonderlik is. Ons Christene moet regtig by God uitkom. Hoor gou, nie meer die sondaar, die Christen moet by God uitkom. Want ons stem vir 'n politieke party wat paaie mooi kan maak. Maar babatjies laat vermoor. Ons kort Christus. Amen. Niks geskimp op iemand nie. Ek weet daar iemand se hart is vol, is reg vir dit wat kom. Ek noem dit net. Voor ons afsluit, ek wil gou hierdie ding vertel. Ek gaan nou nie 'n naam noem nie. Iemand wat baie naby aan my is. Ek wil gou vir julle vertel wat is die krag van God as ons kies. Ek gaan nou hipoteties spreek. Ek gaan nou praat van iemand wat ek ontmoet het teen die pad. Iemand word verkragt deur iemand. Die ou sit in die parlement.
Ek kontak daai persoon. En ek wil graag met hom praat. Maar eintlik wil ek 'n bietjie beklei, want die persoon wat ek ontmoet het in die pad, het seer. En die ou begin raak so 'n bietjie arrogant. Onthou, hy's 'n dienende member. En hy raak so 'n bietjie arrogant en ek wil in die Heilige Gees sê, wen hom. Hoe wen mens so iemand? Dis 'n verkragter. Sy bloed was alles skoon. Here, maak my hart so sag. Die Here verander sy hart. Hy vra ek moet vir hom bid. Ek sê vir hom, ek sal vir jou bid. Maar jy moet jou hoerery laat staan. Hy praat vandag nog met my, ons stap 'n pad. Dis die ou wat ek met die kop wil slaan. En die Here kom en hy verander die hele storie, die ou se siel word gered. As ons net vir 'n sekond uit die vlees uit wil kom en bietjie in die gees wil kom. The flesh is running the show. Wat kan nou gebeur? Wat is die moral of the story? Daar kan nog 15 of 20 of 100 vrouens verkragt geword het. Sy gered word, stop het. Amen. Dis Kom ons Jesus. stop daarmee. Prys die Here, dankie Jaco. God is koning. Hy lewe tot in alle ewigheid. Self hierdie week oor die foon. Het maklik oor die 30 keer gesê, ek kan nie die woorde noem nie. Dis verskriklik hoe hy my sal my kop van my lyf afklap. En the flesh is running the show in me. En op 'n oomblik ook, luister ek na die Heilige Gees en ek draai die ding. En nou praat ek en hy al van roeping in Christus. Kom ons raak sielewenners. Die Here seën, gaan in sy vrede.